Hallo en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video gaan ons kyk na die eienskappe van mengsels van elemente en verbindings. Soos reeds in die vorige video genoem, is elemente en verbindings suiwerstowwe, wat beteken dat hulle nie deur fisiese metodes geskei kan word nie, omdat hulle atome chemies aan mekaar gebind is. 'n Mengsel daarenteen bestaan uit 'n kombinasie van verskillende suiwerstowwe. Met ander woorde, verskillende elemente en of verbindings wat nie chemies aan mekaar gebind is nie. Daarom kan ons 'n mengsel fisies skei. Voorbeelde van mengsels sluit in lug, wat 'n mengsel van verskillende gasse soos suurstof, koolstofdioksied en stikstof is, seewater, wat 'n mengsel van sout en water is, en suikerwater, wat 'n mengsel van suiker en water is. Let op dat elk van hierdie beelde, die lug, die see en die suikerwater, 'n mengsel voorstel, omdat meer as een soort verbinding teenwoordig is, maar geen van hulle is chemies aan mekaar gebind nie. So kom ons kyk na 'n analogie, 'n alledaagse voorbeeld. 'n Slaai is soos 'n mengsel, omdat dit 'n heel aantal verskillende bestanddele bevat. Blaarslaai, tomaties, komkommer, eie, soetrussies, alles van dit net saam met mekaar gemeng. Al hierdie verskillende dinge in die slaai is sigbaar en ons kan hulle fisies van mekaar uithaal. As ek nie hou van die komkommer nie, kan ek dit uithaal. Want niks van hulle goedjies is chemies aan mekaar gebind nie. Die verskillende komponente van hierdie mengsel sal ook hulle oorspronklike eienskappe behou. Dit is omdat geen chemiese binding tussen hulle atome plaasgevind het nie. As jy dus die bestanddele van die slaai sou uitsorteer en van mekaar skei, die komkommer uithaal ensovoorts, sal daardie komkommer steeds lyk, ruik en smaak soos 'n komkommer. En dieselfde geld vir al die ander bestanddele. Aan die ander kant is 'n verbinding meer soos 'n brood wat jy gebak het. Om brood te bak, meng jy verskillende bestanddele om die deeg te maak. En dan sit jy daardie deeg in die oond en jy bak dit. Jy sit hitte-energie by. En dit is soos die chemiese reaksie wat dan die energie verskaf vir die atome en molekules om te verander. Sodra die brood gebak is, kan jy dit nie weer fisies opbreek in die individuele bestanddele wat aanvanklik daar teenwoordig was nie. Jy kan nie die meel en die botter en die sout en die gis weer uithaal nie, omdat al daai goed nou chemies aan mekaar verbind is in hierdie brood. So wanneer dit kom by suiwerstowwe soos 'n verbinding, sal die verbinding ander eienskappe hê as die oorspronklike komponente. Die brood, die verbinding, lyk anders, ruik anders, smaak anders as die oorspronklike elemente, die suiker, die melk, die eiers ensovoorts. So kom ons kyk nou na 'n chemiese voorbeeld van 'n mengsel in vergelyking met 'n verbinding. Wanneer ystervysels en swaalpoeier met die hand gemeng word, het geen chemiese reaksie plaasgevind nie. Daai is 'n mengsel, en ons kan dit nog steeds fisies van mekaar skei met behulp van 'n magneet, want die ystervysels is metaalagtig en magneties. Jy kan dus die yster en die swaal skei deur dit met die magneet uitmekaar te trek. As die yster en die swaal egter saam verhit word, ons gooi energie by, sou 'n chemiese reaksie daar plaasvind en 'n heeltemal 'n nuwe verbinding genaamd ystersulfiet word dan gevorm. Hierdie ystersulfiet het nou heeltemal 'n ander eienskappe as die yster en die swaal wat ons aanvanklik bymekaar gesit het. Hierdie nuwe verbinding ystersulfiet is nou nie meer magneties nie, en daarom kan ons dit nie meer skei in yster en swaal deur enige fisiese metode, soos byvoorbeeld met die gebruik van 'n magneet nie. Ystersulfiet is nou 'n suiwerstof, 'n nuwe verbinding, omdat die yster en die swaalatome chemies aan mekaar gebind het in 'n vaste verhouding. 1 ysteratoom vir elke 1 swaalatoom, so 'n 1:1 verhouding. Sleutelterme vir hierdie video sluit in mengsel. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.